om sommer iemand aan te vat en om te sê, hoorie so, ons het nou verlang na jou. En dan is ons sommer van sê, ons het jou gemis. Manera, baie welkom weer vanoggend hierso, weer in jou gesin, dat jy vir ons instaan om die boodskap te bring. En baie dankie vir julle toegewydheid tot hierdie gemeente, ons waardeer dit geweldig baie. Ons sal nou die geleentheid gee vir ons kinders om vorentoe te kom, daar is vir julle 'n storie voorberei. Julle gaan dit goed? Ja. Daar is al die beestrappers. Ek wil julle 'n storie vanoggend vertel van 'n hoenderhaan. Wie van julle het hoenderhane? Ons het ook so 'n paar lekker hoenderhane. Maar ons het een spesifiek. Eintlik was daar drie masketeers. Dan was hulle die 3 masketeers. Nou wat gebeur het is die 3 masketeers besluit. Ja, miskien. Hoenders kan ons pik. Ja. Hulle doen tandjies. Ja. So ons het 3 sulke masketeers hoenderhane. En hulle besluit hulle gaan deur die heining. Okay? Hierdie wildsheid. Nou ek het al in die heining gevat. Wat ek alles wat ek in my hande gehad het laat val het, wat my hande so krom getrek het, so ek weet dat die heining nie regtig elektrisiteit het. Maar die hande besluit hulle hardloop uit, en nou is hulle in die bos. Nou moet ons hulle vang. Dink julle dit is maklik? Nou in die bos is daar nie 'n hoek waar jy hulle kan vasdruk nie, daar's nie 'n manier nie. Maar ek en Diwan probeer ons bes. En mamma probeer ook, en die aande, dan sit ek en tannie Ariana, en die wat nou soek ons ouders. En Marla so, hy help ook so. En een aand, want ons 2, maar ons sien hulle slaap. Ons sien hulle sit in slaap. En die wat het 'n handdoek en ek het 'n handdoek. Tannie Ariana die flits, die skerp flits, nou blind sy hulle in hulle oë, dat hulle ons nie kan sien. En ons hierdie handdoek oor hulle, en ons vang 2. Hulle is in die hok en hulle is happy. Nou is daar 1, wat ons nie gevang kry. Ons sien hom, hy is nêrens. Ek sê dan Ariana, ek dink, daai ouetjie was Jakobskos, of Hyenaskos. En dan nie toe, kos was hy. Volgende oggend, hier buite die hek, hier sien ek so rooi kop, oor die gras uitsteek. Hy kyk die hele wêreld. Hier is ons aan 'n haan wat ons soek. Ek sê vir iemand, kyk wie kom kuier. Nou is ons hier daar uit, in die dag, ons hardloop. Maar daai haan gil en skree en hy kraai en hy's alle patte, maar ons kry hom nie gevang nie. Ek sê, kom ons los hierdie ou vir haan. Ons probeer weer as dit donker is. So sakkie so, ons het klaar geëet. Ek sê, dis aanvangtyd, julle. Kom ons gaan soek ons haal. Ja, ons het op daai bos weer. Oor ons kyk en ons soek. Niks nie, ons kry nie haal. Ek sê, miskien het hy weer die dag tot, maar ons geraak. Dan die Ariana sê, môreoggend, sy gaan 'n kraai van 'n haan down op haar voet. Dan ons in die bos loop en ons gaan daai ding speel, dat die haan kraai. Ons het lappe, ons het lakens, ons het alles. Ons kry niks nie. Daai haan besluit ek vat my Land Rover en ek ry na bos. Ons kry niks nie. Die volgende oggend vat ons weer tannie Ariana se plan. Ons doen alles in ons vermoë om hierdie haan te red. Sy het weer haar foon, dan loop sy so, ek en iemand hardloop, en sy loop ons. En daar sit hy, onder sulke lang gasse, so onder 'n klein bosie, daar sit hy. Eers maar iemand tackle vir hom met 'n handdoek, maar hy mis hom nou.
aan. Hy hardloop hierdie kant toe. Ons het hom, nou probeer ons op hierdie draad druk. Ek, Tannie Ariana, Marlijn het ook gehelp, nee, nie wat. Net waar Rochelle was bezig om manual te doen. Ja? En jy probeer die haan jaag. En ons probeer hom vang. En ons probeer hom vang. Ja. En hy glip onder my duikslaag uit. En hy glip onder die man se duikslaag uit. En ons kry nie daardie haan vang. Ons probeer hom vang. Ja, en Marlo probeer. Maar ons vang hom. Skielik is hy net weer weg. In die lang gras en ons kry hom nie. En ons kry nie daai haan nie. En toe gister. Toe sien ek so 'n bietjie van sy oorblyfsels. Onder 'n vetblad. Ek weet nie of mag mens die vetblad se naam in die kerk nie. Maar as 'n vetblad. Dan verder. Berge. En daar kry ons sy oorblyfsels. Dink julle ons wat die haan skade doen? Wat wil ons doen? Hoekom wil ons hom red? Hoekom wil ons hom nie in die bos los? Want ons gevare, daar's dinge. So die plekkie wat ons vir hom reg het, is veilig. Slange kan nie daarin nie, die jakkalse kan nie daarin nie, die apies kan nie daarin nie, die hyena kan nie daarin nie. Veilig daar. Maar wat vir hom gelyk het, soos iemand wat probeer om hom te red, het hy gesê, hy wil julle vryheid hê. Dink julle Jesus wil ons red? Het Jesus hy niks wat hy opgerig het vir ons nie? Ja. Sy gebooie, sy reëls en sy riglyne, lyk dit vir ons na slegte heiligings. Soms doen dit, want ons wil ons eie wil doen, dan hardloop ons daai kant toe. En weet julle wie staan buite in die bos? In die donker bos? Die duiwel. Hy wag vir ons. Sodra ons by die heiligings van die Here uit is, dan sit hy wag uit vir ons. En wat dink julle wil hy met ons doen? Hy wil ons verwoes, seermaak, stukkend maak, doodmaak. Maar daardie goed wat Jesus, sy reëls en sy wette wat hy vir ons gesit het, is daarom ons te beskerm, van julle dit onthou. Solank ons daar binne veilig in Jesus se wet is ons veilig. Daar buite het ons moeilikheid, van julle dit onthou. Okay, dankie julle vir ons sit. Sal nou die geleentheid gegee word vir die Here se dienes en die offergawes, terwyl die avond ons sal opneem baie dankie. Die video wat gespeel word is nie van die konferensie, maar is ons eie video wat ons saamgestel het. En kyk graag daarna wat opstel is, baie dankie vir die persoon wat dit opgestel het. Ons waardeer dit baie.
Kom ons buig ons hoofde saam. Ons lewenswyse en ons keuses wat ons maak teenoor die Here. En hoe ons optree, moet ons ook erken vandag weer dat dit gaan baie keer oor ons finansiële posisies. Maar as ons U wil vertrou en alles in U hande los, Here, weet ons dat U is die voorsiener vir al hierdie middele. U verskaf dit vir ons, U gee vir ons die krag en die gesondheid. En uit ons hart uit wil ons sê baie, baie dankie, Here, dat U voorsien het en nou vir ons die geleentheid gegee het om 'n klein deeltjie terug te bring. En daarom sê ons baie, baie dankie vir daardie voorreg. Wil U elkeen seën, wil U ons kerk seën, wil U ons gemeentelede, en ook hulle wat U kon bydra aan die Here. En waar daar geleenthede is vir ons as gemeentelede om ander ook by te staan. Dierbare Vader, laat daardie geleentheid nie by ons verbygaan. Maar laat hierdie kerk en hierdie gemeente 'n ligstraal wees in die omgewing en gebruik hierdie fondse tot eer en verheerliking van U naam. Seën ons nou verder in Jesus naam. Amen. Ons sal nou begunstig word met 'n video wat gespeel word. Beautiful Saviour deur Fountain View Academy. Creation,
het 'n geleentheid nou om voor die troon van genade te kom en op ons knieë voor die heilige en almagtige Skepper te kan wees. En as jy glo dat die gebede sal beantwoord word, het ons nou die geleentheid, is daar van julle wat onuitgesproke versoeke het, kan ek die hande sien met onuitgesproke versoeke. Daar is verskeie hande wat opgaan en ons neem dit in ag, die Here sien elke hand wat opgaan. Ons het die gewoonte in die gemeente, as enige een so voel om na vore te kom, kan ons 'n kringetjie hier voor vorm en jou spesiale behoefte of jou vreugde of jou versoek wat jy graag aan die Here wil hê. Nou die geleentheid het om vorentoe te kom, die wat wil, en ons die Here se aangesig soek in gebed. Dankie. Ek nodig uit vir die wat dit moontlik is om saam te kniel vir die gebed. Terwyl ons stil raak voor U, liewe Vader, die Seun en die Heilige Gees, terwyl U met ons in die stilte ure, in hierdie oomblikke weet dat elkeen wat hulle knieë buig voor U vanoggend, U aanvaar dit as 'n Skepper en 'n Verlosser. En daarom wil ons uit ons harte uit vir U sê baie dankie, dat ons 'n voorreg het om in die versekering te kan hê, dat U ten alle tye by ons is. Maar op hierdie spesiale dag, die Sabbatdag, Here, wil ons die Heilige Gees ons uitnooi om van sitplek tot sitplek te gaan en met elkeen van ons te spreek terwyl die Leraar vir ons die boodskap sal bring. Want U het hom gestuur en U gebruik hom vanoggend as 'n instrument in die hande. Maak dit stil in ons gedagtes. Rig ons gedagtes opwaarts en gee vir ons werklik waar ontvanklike harte om hierdie boodskap nie net vir onsself te hou, Here, maar na die boodskap die geleentheid kan kry om die boodskap uit te kan dra in 'n wêreld daar buite wat ook maar stikkend is. Ons kan niemand oordeel nie. Ons kan niemand veroordeel nie. Ons kan nie sê wat hulle moet doen en hoe hulle moet doen nie. Maar U woord is die weg, die waarheid en die lewe. En daarom, Here, wil ons U vra dat die Heilige Gees ons as gesinne en as Hartbeespoortgemeente sal inspireer om hierdie laaste boodskap uit te dra in die waarskuwing aan die wêreld. Ons hoof fokus is, Here, om evangelisasie te doen. Maar wat beteken dit, Here? Dit beteken om U liefde en werklik waar U omgee en 'n positiewe en die enigste hoop vir die mense te kan bring. Liewe Vader, ons elkeen het dit ook nodig. En daarom vra ons, Here, vergewe ons waar ons verkeerd handel en wandel. Reinig ons vandag werklik waar om skoon en rein vir U te kan staan. Liewe Vader, ons wil nou nie vaskyk na die wat ons verkeerd gehandel het nie, maar die vreugde en die geloof om werklik waar versoeke aan U te bring. En U het vanoggend die hande gesien wat opgaan. Daardie hand het nie opgegaan net omdat hy miskien so voel nie, maar omdat daar 'n diepe begeerte is dat U ook daar sal voorsien. Liewe Here, ons het uitgesproke versoeke vanoggend in hierdie gemeente.
En ons dink vanoggend baie spesiaal aan Johan Skeepers, dat hy hom werklik waar sal help met die verskriklike pyn wat hy het, en dat hy hom daarmee sodat dit sal verlig, en dat hy die genesende hand op hom sal lê. Ons dink vanoggend aan Estel Olivier Leander se ma, Here, wat weer 'n ligte beroerte gehad het. Here, dis 'n kind wat vra om die moeder te genees. U staan naby. En hulle reik uit na U toe, Here. Ons gebedsgesin, Here, is Petrus Venter en sy gesin. En daarom wil ons vra dat U vir ons elke dag herinner, as ons in die oggend op ons knieë gaan en die aande as ons gebed tot U rig, dat ons baie spesiaal aan hierdie gesin sal dink. En hulle sal ook oplig om tot ere verheerliking van U naam saam met ons te kan wees as U kom. Daar is van hulle wat ook hierdie week 'n verjaarsdag gehad het en wat hulle nog 'n jaar gespaar het, en ons sê vir U baie dankie daarvoor. Liewe Here, hier is vanoggend 'n kringetjie wat voor U staan en hulle knieë voor U buig. Hulle het uitgekom en op hierdie spesiale plek kom hulle knieë kom buig. En ek wil amper vra, Here, om stilte elkeen die geleentheid te gee om daardie spesiale versoek tot U op te dra. Ons bid, Here, en ons glo dat U daardie versoekinge sal aanneem en dat daar uitkoms sal wees. As dit 'n dankie is en dis vreugde, dank ons U daarvoor. En daarom vra ons dat U met elkeen sal wees wat vanoggend hulle knieë op hierdie kring vanoggend voor U buig. Liewe Vader, in ons harte het ons baie begeertes en behoeftes. Maar vanoggend is ons grootste behoefte om U stem te hoor. Ons wil graag luister wat U vir ons wil sê. En daarom vra ons, Liewe Vader, spreek tot elkeen van ons. Geef vir ons krag van bo om onwankelbaar vas te hou in geloof en hoop en liefde. En as U kom die wolke om ons te kom haal, pleit ons by U, Here, wees ons net genadig, dat daar vir ons elkeen 'n plek in die koninkryk mag wees. Lei ons van dag tot dag, krag tot krag, en oorwinning tot oorwinning, in Jesus naam, amen. Die almagtige Hemelse Vader, ons kom vanoggend by U toe. Want ons het 'n verlange om deur die Gees van God verander en vernuwe te word. Ons het 'n verlange om onsself neer te werk by Jesus Christus se voete. Om in sy oë te kyk terwyl ons die letsels van die groot stryd in sy hande en in sy voete opwerk. Vader, ons het 'n behoefte dat U ons klipharte sal uithaal en ons harte van vlees sal gee. Daarom vra ek U wat U deur die groot genade nou die duiwel en sy engele hier sal uithou vanoggend. Dat die Heilige Gees hierdie huis van God sal kom vul. Dat die Heilige Gees op ons sal neerdal.
dat die engele van sitplek tot sitplek sal beweeg. En Here, dat ons getransformeer sal word, meer en meer in U gelykenis, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Romans 1 verse 16-17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Kom aan, wie is julle? Sewende dag Adventiste, kinders van die Here, reg? En nou wil ek toets, wie het nou om Johan se gebed geluister vanoggend? Sy hoofgebed, of nie? Ek weet nie of hy miskien vanoggend gebid, toe ek laat was op kerk. Vergewe my. Wat is ons doel? Evangelisasie? Maar was iets spesifieks wat hy gesê het voordat hy gebid het oor die evangelisasie. Evangelisasie is nie verkeerd. Jy is 100% reg. Maar wat is die spesifieke doel van die Adventiste Kerk? Wat is God se doel met ons? Die lig in die wêreld te wees, maar is dit nie die Christendom se doel nie? Was dit nie nog altyd die doel gewees van die boodskap? Die Adventiste Kerk lig in die leraars wat nie verkeerd nie, maar ons het 'n spesifieke doel en wat is dit? Dit is Openbaring 14 van 6 tot 14. OK, maar wat doen dit oor? Die drie engele boodskap. Maar wat doen dit oor? Dis 'n waarskuwing. Maar wat doen dit oor? Wel, dit spoor my aan om met my medemens te onderhandel en te getuig dat Here Jesus het gekom om ons te verlos. OK, maar dis 'n verlossingsboodskap ook. Wat is ons boodskap? Jesus kom. Kan iemand van kerkraad vir daai girl 'n chocolate organise? Al is dit 'n vegan chocolate, ek gee nie om wat se chocolate dit is nie, solank sy 'n chocolate kry. Julle moet, so wat is ons boodskap? Jo, julle klink vir my baie opgewonde daaroor. Christus kom weer. Wat?
Jesus kom weer. Maak dit julle opgewonde? Hoe opgewonde maak dit julle? Ek dink ons moet insulientoetse doen as ons hier instap. Ek weet nie of die mense se suiker te hoog is, te laag is, waar is ons nie, maar ek wil net vir julle sê, dit is wie ons is. En ek was so bly toe Johan dit bid. Toe sê ek, Here, ek het getwyfel in my boodskap van vandag. Maar ek dink hierdie was 'n bevestiging. Ons moet mense voorberei vir die koms van Christus. Ja. Is daar 'n mooie boodskap in die tyd waarin ons lewe? Nee. Maar om dit te doen, moet ons 'n paar olifante in die vertrek hanteer. Dit doen ons nie graag nie, doen ons. Hoekom nie? Hoekom wil ons nie die olifante nie? So ek gaan vandag 2 of 1 olifant met julle hanteer. En 'n olifant kan verskillende olifante wees. Kan 'n bloue wees, dit kan 'n pinke wees. Dit kan een wees wat nog nie besluit het, is hy blou of pink. Undecisive. Maar ons moet dit hanteer. Dis belangrik. In Genesis, reg in die begin, in die skepingsweek, staan 2 dinge waarop die Here 'n seën geplaas het. Wie weet wat is daai 2 insette? Die huwelik en die Sabbat. Vir die vrou is daar 'n seën op die huwelik geplaas. Huwelik dit gedoen het en huwelik dat gedoen het en jy weet, dis 'n grappie. Maar ja, die 2 instansies waar die Here 'n seën op geplaas het. Die huwelik en die Sabbat. 2002 sluit ek aan by die Adventiste Kerk as 'n hardnekkige, is nog steeds 'n hardnekkige persoon, maar ek dink ek was toen erger geweest deur die genade van die Here, het ek so 'n bietjie van my hardnekkigheid al verloor, nog nie heeltemal nie. Maar ek kan onthou die aanslag van die donker kant op die 7de dag. Ongelooflik. En hoeveel moeite en effort en alles die kerkraad en gesien op gemeente gedoen het om die waarheid rondom die 7de dag Sabbat in die gemeenskap te deel. Nooit het ek dit ervaar dat die huwelik, die gesin in die spervuur was. Die skepingsorde. So hier en daar het jy gehoor van 'n egskeiding, maar dit was eintlik iets vreemds. Vandag sou jy sê die huwelik en die skepingsorde is in gedrang. Is dit onder aanval? Ons het so ruk terug daar in Duitsland 'n leraar gehad wat een oggend opgestaan het en gesê het, hy wil net vir sy gemeente sê, hy is bisexual. Nie bisexual. Sorry. Bisexual. So dit hang af vir die wind waai. Vandag is vrouens vol mooi, môre vind hy mans kontraklik. Dit hang maar af. En die gemeente het hom oop arms aanvaar en gesê dis so mooi. Ons het 'n olifant in die vertrek wat ons nie wil hanteer nie. En ek gaan dit hanteer vanoggend en ek hoop nie julle word vir my kwaad nie, maar ek gaan by Paulus leer. Ek het by hom geleer. En as julle vir my kwaad is, moet julle vir Paulus kwaad wees. Ek lees graag vir ons weer en ek wil vra dat jy die Bybels koop by Romeine 1. En ek gaan daar lees vers 16 en 17. En weet julle, in die Bybel is daar sekere verse wat deur die geskiedenis baie gewildheid bereik het. Ek dink aan Johannes 3 vers 16, Psalm 123, Romeine 8 vers 28, Jesaja 43 vers 6, in die Adventiste geleerde natuurlik Openbaring 14 vers 6 tot 12. Maar hierdie skriftuur wat ek nou vir julle gaan deel,
Dis 2 verse oor die geskiedenis van die wêreld verander het. Weet nie hoekom. Dit was hierdie 2 verse wat Martin Luther, die geskiedkundiges is onseker, ergens tussen 1512 en 1516, het hierdie verse sy lewe geruk. So erg geruk, dat in die 95 theses is teen die kathedraal se deur vas gaan spyker het. So erg geruk, dat Martin Luther se nuwe uitkyk op verlossing en regverdigmaking die protestantisme vuur die wêreld ingestuur het. Net so te loop is ek en jy dan. Ons is deel van protestantisme. Amen. Amen. Dat het nie net so gevoel nie, want niemand was verskriklik opgewonde oor die wederkoms nie. Maar ons is protestantiste, so ons protesteer teen wie? Teen die teenstander, hy wat voorgee om Christus te wees. En ons sien dan uit na die wederkoms van die ware Christus, wat 'n einde gaan kom maak aan al die ellende. Oom Johan, in die nuwe hemel en aarde gaan ons nie meer 'n gebedslys hê waar daar versoeke van krankheid en hartseer en bekommernisse van opgaan nie. Dit gaan net 'n gebedslys wees van danksegging. Hierdie vers 16 en 17 van Romeine 1, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want dit is die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof en tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Weet julle, ons is te midde van 'n stryd. Daar's 'n stryd wat woed in die wêreld tans, om alles waarin Christene glo, alles waarin die protestantse beweging glo, te diskrediteer. Die hele skepingsorde van God is in die spervuur. Dit is onder aanval. Dit waar ek en jy in glo, is in die spervuur. Almal leer dat dis nie so bad nie, dis tog almal aanvaar. Nee. Weet julle dat geloof, dit waarom ons glo, het 'n uitwerking op ons verlossing? Genesis 15 vers 6. Abraham het in God geglo en dit is tot sy geregtigheid gereken. Glo en geloof het 'n direkte impak in ons verlossing. So hoe en wat maak ons met die feit dat daar 'n direkte aanval op die skepingsorde van God is? Wat maak ons, hoe hanteer ons dit? Hoe hanteer ons dit wanneer ons gekonfronteer word deur homoseksualiteit? Hoe hanteer ons dit? Wanneer leraars en ouderlinge nie hulle hande van die dames kan afhou nie. Wanneer hulle glo in die salwingsministry. Wanneer hulle net salwing wil plaasvind. Wat doen ons daarmee? Wat doen ons wanneer mense met ons kinders lol wat nie met hulle moet lol nie? Ja, dat is net 'n paar mense. En ek moet sê, ek is eintlik nie in die posisie om te gesels oor homoseksualiteit nie. As gevolg van wat in my kinderjare gebeur het, en die keuses wat my pa gemaak het. So ek het 'n groot remors, en enigiemand wat vir die ander span het. Okay? Ek weet wat het in my gesin doen. Ek kan getuig dat daar niks goeds daaruit voorkom. Ek weet wat het aan 'n vrou doen, aan haar selfbeeld. En daarom is ek dalk nie gekwalifiseer om hieroor te gesels nie. So ek gaan my gevoelens eenkant toe skuif en ek gaan Paulus vorentoe bring. Wat geïnspireer is deur die Here.
Martin Luther, lees hierdie woorde raak. En Martin Luther was 'n jong man, wat van kindsbeen jare af baie bekommerd was oor sy eie verlossing. En hy het alles gedoen in sy eie vermoë om sy eie verlossing te bewerkstellig. Om die waarheid te sê, sy pa het hom ingeskryf om 'n regskwalifikasie te kry. 6 maande later, op pad huis toe na 'n semesterbreek, slaan die weerlig verskriklik langs die pad en hy val neer. En hy pleit by die Here en hy sê, ek sal 'n monk word. Ek weet nie wat is 'n monk in Afrikaans. Monnik. Hy sal monnik. Hy wil 'n bietjie monnik. Hy sal 'n monnik word as die Here net sy lewe spaar. En dan gaan skryf hom toe in by die naaste monnikskool. Nietemin. Daar begin sy pad met die Katolieke kerk. Maar Martin Luther kry nie rus vir sy siel nie. Nêrens kry hy antwoorde op sy geestelike vrae nie. Hy het sy studies voltooi, het sy teologiese graad gekry. Hy word 'n lektor. En in een van sy sielestryd, depressie, oomblikke wat hy deurgaan, ontdek hy Romeine 1 vers 16 en 17. Wat is die antwoord vir die olifant in die vertrek? Hoe hanteer ek en jy dit wanneer ons gekonfronteer word deur pornografie, homoseksualiteit, losbandigheid? Kom ons noem vir my nog goeders. Wat is daar nog wat 'n ewel is? Dobbel, ja. Alkoholisme. My ma se stiefpa was 'n alkoholist. Hy het homself geskiet. Ek sal nooit daai toneel vergeet. Daai oë wat so geswel was. Hoe hy daar in die hospitaal geveg het vir sy lewe nie. Ek kan nie verseker, alkohol is vernietigend. Ek het in inrigtings al gestaan, waar ander mense se geliefdes lê, wat aan dwelms verslaaf is. Vernietigend. Die woede, die seer, die pyn van die mense wat om daardie geliefdes staan, kan nie beskryf word. Ek het hom beddens gesien, staan daar, en verseën. Die lewe uit mense uitdag. Selfverloop, baie lang in my lewe, oorleef nie. Maar ek kan getuig dat al daardie goedes is vernietigend. Hier is Martin Luther se woorde wat hy neerpen, nadat Romeine 1 vers 16 en 17 hom gevind het. Ek glo nie hy het dit gevind nie, maar die woord van God het hom gevind. Night and day I pondered until I saw the connection between the justice of God and the statement that the just shall live by faith. Then I grasped that the justice of God is that righteousness by which, through grace and sheer mercy, God justifies us through faith. Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise. The whole of Scripture took a new meaning, and whereas the doors are, and whereas before the justice of God had filled me with hate, now it became an inexpressible sweet in greater love. The passage of Paul became to me a gate to heaven. So ek het nou in almal van ons vanoggend bietjie haat opgekikker het ek nie. Nou wil Romeine 1 vers 16 en 17 aan die voorneem. En ek wil hê dat het in ons
ons inexpressibly sweet en greater love word, as die haat wat ons in ons hart het. Paulus, sy hartsverlange, is om na Rome te gaan. Dink aan sy verlede. Hy was in die tronk gegooi in Filippi, uitgejaag en verban uit Thessalonika, uitgesmokkel uit Berea uit, uitgelag en bespot in Korinthe, gestenig in Lystra. Is jy van jou sinne beroof, Paulus? Wat wil jy in Rome gaan maak? Rome, die hart van die koninkryk, die stad van filosofe, die tuiste van ondenkbare hoeveelheid afgodsdienaars, die sleutel van keiseraanbidding, die hartklop van intellektuele arrogansie, 'n stad gebou op geweld, 'n megastad van sy tyd met meer as 1 miljoen inwoners. Wat laat jy vir 'n oomblik dink, Paulus, dat jy gaan oorleef in daardie stad? Leer as sak. Wat laat jou vir 1 oomblik dink, jy gaan dit maak en geld hê? Die krag van die werk van God, deur die evangelie. Die evangelie is kragtig. Dynamis is die Griekse woordjie, wat dynamic of dynamite beteken. Dit is wat die evangelie is. Wie van julle het al op 'n stuk dynamiet gaan sit? Julle het dit in julle hand. Om soos 'n veldbrand soos Paulus deur die wêreld te gaan, irrelevant wat die uitdaging in Rome is. Weet Rome ander uitdagings as ons gehad? Nee. Ek dink Gauteng is nog op 'n beter plek as wat Rome na die tyd was. Wat hinder jou en my? Ons vooropgestelde idees. Ons vooropgestelde idees. Ons kan nie hier sit en bid en sê ons wil evangeliseer, maar ons het vooropgestelde idees. Ons wil net 'n sekere tipe mens bereik. Wie wil ons bereik? Hulle wat suits en das het na. Hulle wat mooi lyk, hulle wat min effort vir ons gaan vat as hulle deur aan die weer kom. Hulle moet kom sit en hulle moet aanvaar. So almal bereik. Paulus sê hy skaam homself nie vir die evangelie. Kom ons kyk hoekom. Vers 18. En hier begin hy met die issues in Rome. En sê vir my, is hierdie issues anders as ons issues? Van die toren van God word van die hemel afgeopenbaar. Hy het net gesê hoe wonderlik is die evangelie. Dis die krag van God vir redding vir almal wat daarin glo. Want die regverdige sal in geloof lewe. En die volgende vers sê, want die toren van God word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hier's mense wat weet wat waar is, maar hulle onderdruk dit. En Paulus sê God is toornig daaroor. En dan gaan hy en hy sê, omdat wat van God geken kan word, is in hulle openbaar. In wie? Ek en jy is 'n openbaring van God. Elke nuwe persoon wat al geskape is 'n openbaring van God. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Nou wil ek net vir julle sê, God praat net 2 maniere met ons. Algehele openbaring deur sy skepping. En daardie openbaring is nou so 'n bietjie tainted. Want sonde het die skepping so 'n bietjie getuig. Die tweede manier is spesiale openbaring. Dis deur sy woord. So algemene openbaring is net vir sommiges. Elke persoon wat op hierdie planeet loop, Paulus adresseer dit, het 'n openbaring van wie God is. En dan is daar 'n spesiale openbaring, 'n verwieste. Nie van almal nie. Hoekom God in sy wysheid kies, dat wanneer hy 'n profeet in die midde van iemand instuur, wanneer hy sy woord gee, wanneer hy 'n leraar stuur, dat daardie leraar, daardie profeet, Moses, Elia, met 'n sekere groep mense, Jesus Christus werk. Met 'n sekere groep mense
'n spesiale openbaring. Maar daardie spesiale openbaring aan daardie mense moet weet wat doen. Die wêreld ingaan. So vanoggend wil ek sê, julle wat hier sit het 2 tipe openbarings ontvang. Die algemene openbaring van deur die natuur en God en Paulus skryf dit hier, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle openbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag. Luister, wat kan die skepping van ons doen? Die openbaring van God se ewige krag en sy goddelikheid. Maar dan is julle voor ander mense. Julle het 'n tweede openbaring. Julle sit hier. Want God het vir julle 'n spesiale openbaring op 'n spesiale tyd in julle lewe gegee wat julle hier plaas. En ek het vir julle in die begin gevra, wie is julle? 7de dag Adventiste, wat is julle doel? Om mense voor te berei vir die wederkoms van Christus. Hoekom? Want dieselfde liefde wat in Jesus Christus se hart is, moet in my hart wees. En wat is daardie liefde? Laat niemand verlore sal gaan nie. Maar laat elkeen die geleentheid sal kry om te kies vir die ewige lewe. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in oorlegging en hulle onverstandige hart is verduister. Dis die issue in Rome. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Klink dit soos vandag se wêreld? Al hierdie filosofie en al hierdie mense wat so slim is en al hierdie ateïste en almal wat een of ander redenasie daar het dat God nie bestaan nie en dat ons maar kan doen wat ons wil, selfs binne die Christendom. Hey, selfs binne Adventisme. Hey. En die heerlikheid van die onverganklike God verander. In die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. En van voëls en viervoetige en kruipende diere. Is dit nie wat die mens nog vandag doen nie? Ons gaan vat 'n heilige God en ons bring hom af op ons vlak. Immanuel, God met ons, nie Immanuel, God soos ons nie. Daarom het God hulle ook in hulle begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te hanteer. Het ek en jy een of ander, wat noem Paulus dit? Begeerlikhede van die hart. En ek praat nou nie, dit hoef nie 'n seksuele rigting te hê nie. Een of ander begeerlikhede van ons hart, wat ek en jy weet dalk teenstrydig is met dit waartoe God ons geroep het, dit wat ons doel is en dit waarvoor ons staan. Het ek en jy een of ander onbegeerlike of begeerlike hart waarom ons die waarheid van God in ons geopenbaar het onderdruk. Dan wil ek vanoggend vir julle sê, julle is op die plek van die heerlikheid van 'n onverganklike God is as volg. Lees vers 1 van Romeine 2. Paulus het net vir ons vertel hoe goddeloos die mensdom is in Rome. Maar luister daarna, daarom is jy 'n mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy ander oordeel, veroordeel jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. So blykbaar is die antwoord nie om mense te gaan oordeel wat hierdie probleme het nie. Alhoewel ek met 'n graag wil. Waar ek sê, as ek 'n Bybelblad het, wil ek verder gaan. Ek wil hulle reg help. Maar dis my hart wat 'n gevalle hart is en nie God se hart is. En wat is die plan dan? Ons tema is die heerlikheid van 'n onverganklike God.
So God verander nie. Nooit nie. Romeine 3 vers 21. Want onthou, Paulus het gesê in vers 17 van 1, maar die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Die evangelie waarvan homself nie kan skaap. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar. So wanneer word God gereg? Sy geregtigheid geopenbaar. Sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heiligheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Paulus sê God laat ons sondes ongestraf bly onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie hy die geloof in Jesus is. Waar is dan die loon? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke nie, maar die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ook behoort God net aan die Jode. Ook behoort God nie net aan die Jode nie, ook aan die heidene nie. Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet ook nie deur die geloof nie stellig nie. Inteendeel, ons bevestig dit. So wat is dit bo teen ons? Die olifant in die kamer. Losbandigheid, dobbelary, alkoholisme, pornografie, homoseksualiteit. Wat doen ek en jy? Die mense. Paulus skryf dit in Romeine 1 vers 16 en 17. En hy waarsku ons dat ons nie moet oordeel. Want die oordeel kom ons nie toe nie. Ek en jy is nie geroep om te oordeel. Dis die werk van God. Maar wat doen ons? Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus. Die goeie nuus is, dat wanneer ons daardie persone by Christus neerplaas, want dit is die krag van God tot redding. Ja, tot redding. Eerste vir die Jood en die Griek, want die geregtigheid van God word daarin openbaar, uit geloof en tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hier is die geregtigheid van God. Reg in die begin het God opgestaan en hy het gesê, kom laat ons mense gaan maak na ons beeld, na ons gelykenis. Die drie eenheid het gegaan en Christus het neergeval en in die stof van die aarde het hy mens gevorm en hy die asem van die lewe in sy neusgate geblaas en die mens het 'n lewende siel geword. En daardie mense het die voorreg gehad om saam met God te wandel elke dag, sodat hy uiteindelik in die beeld van God sou wees. Maar die duiwel het gekom en hy daardie beeld verbrokkel en hy het dit weggesteel en die mens naak agtergelaat. En God, die heerlikheid van die onverganklike God het gekom en hy het gesê, wat het jy nou gedoen, Eva? En sy sê, nee ek nie, jy God, daai man, of die man sê, daai vrou wat jy vir my gegee het, sy sê, hy sal nie die boom, maar een met die oulike klere, dit was hy. En God sê, nee, kom dat ek vir julle kleed maak wat nou by julle pas. Want die vyand daar pas julle nie. Laat ons 'n lam slag. Net so terloops. Daar sal 'n saad voorkom. Julle enigste hoop. Die enigste hoop vir die mens. Want ek is God en ek kan nie lieg nie. En ek het gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis.
skepsels wat verteenwoordigend is van my koninkryk. So wat doen ek en jy? Wanneer ons gekonfronteer word deur 'n olifant in die kamer. Van ons arm en Eva trek oor, nee, dis daar nou. Kyk hoe lyk hy. Of gaan ons gaan en sê, ja Here, dit is nie u beeld nie. Dis nie u skepingsorde nie. Die vye blare waar die mense dra, is nie voldoende nie. Is nie reflekterend van u nie. Weet u wat het hulle nodig? 'n kleed wat God vir hulle gemaak het. 'n lam moet geslag word, sodat hulle daardie kleed kan dra. Ek Paulus skaam my nie vir die evangelie. Want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Griek sowel as Jood. In die evangelie word God regverdig verklaar. Ek het nou ekstreme voorbeelde vandag gebruik van sondes wat my en jou griep. Maar daar's ander goeders wat in jou en my oë minder griesam is, maar in God se oë bly dit sonde. En ek wil julle net herinner vandag wie ek en jy is. 7de dag Adventiste. Met 'n spesiale doel om mense voor te berei vir die koms van God. Ek wil pleit, laat ons nie oordeel nie. Want Paulus het dit daar geskryf, en hy het gesê, wanneer ons oordeel is ons self skuldig geword. Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het versondig en kom kort van die glorie van God. Maar dat ek en jy ons nie sal skaam vir die evangelie nie. Al wat ons het om te bied, is die evangelie. Dis die enigste ding wat lewens kan verander. Hoe gaan ons evangeliseer? Oom Johannes, wanneer ons daardie mense stroom op gaan loop en gaan sê, ons het 'n antwoord. Daar's net een antwoord. Net Jesus kan red. Net Jesus kan verlos. Mag ek en jy meer 'n hart soos Christus hê as 'n veroordeelde hart. Jy wil 'n woord van my. Kom ons lê nie maar. Liewe Jesus, die skepping, die hele orde, is in die spervuur van die duiwel. Daar is soveel onkundigheid en teorieë en dwaalleer wat tans rondgaan. Waar die mense wat in vandag se wêreld lewe, verward lewe. Maar tog is daar 'n groepie mense wat 'n ongelooflike skat inligting en openbaring het. Wat 'n evangelie het waarvoor ons nie moet skaam nie. Al beteken dit dat ons gestenig gaan word, dat ons in tronke gaan gooi gaan word, dat ons verwerp en bespot en weggejaag gaan word by ons eie mense. Help ons om ons nie daarvoor te skaam nie. Want wanneer ons die krag van die evangelie sien, hoe dit mense uit die putte van hierdie wêreld uittrek en hulle oplig en hulle versterk en hulle herskep en hulle vernuwe, sal ons ook soos Paulus kan staan en sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir die wat verlore is. Help ons, liewe Here, haal ons klipharte uit, geef ons 'n hart vir die evangelie,
My gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen.